Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by Musiekuur saam met Stanley, hier op die Dak Facebook radiostasie. Geniet die mooiste musiek, inspirerende boodskappe, terwyl ons saam die uur deurbring. Musiekuur saam met Stanley, hier op Dak Facebook radiostasie. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. 'n Korrel word gesaai, die verganklike, die hemelse word opgewek, die onverganklike. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Al soeg jy en voel beswaard, daar is 'n ewige hoop, 'n lewe vry van die aardse, nuut en vry. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, Heere God almachtig, hy is koning, jou Vader verewig. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Nie meer pyn, trane, smart, moeite is verby, vrede, rus, soos beloof. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Die tent word afgebreek, oorkleed met die hemelse, verslind, verander, ewig by God. Goeiemôre en hartlik welkom hier by Musiekuur Plus saam met my Stanley. 6uur Saterdagoggend. Loof die naam van die Here om so lekker wakker te word met 'n loflied in jou hart, in jou gedagtes, in jou ore en oral waar jy is. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie, hoe die woord van die Here met ons spreek ook deur middel van liedere. Nou hierdie is 'n opgeruimde, opgewekte lied, waar die woord van die Here sê, hierdie is 'n tentwoning, en hierdie tentwoning, hierdie aardse liggaam, gaan op einde kom. Hy sê so mooi, hy gaan afgebreek word, hy gaan nie vir ewig bly nie, maar hy gaan verander word by die wederkoms van hierdie liggaam van vlees en bloed, al sy skete, al sy pyne en al sy dinge, gaan nie die koninkryk van God ingaan. En wat 'n heerlikheid om daarna uit te sien. Te dink, Here, hierdie liggaam, maak nie saak wat hy nou deurgaan nie. Een ding weet ek vandag, ek moet U bly dien, ek moet U bly soek, ek moet die naam van U bly groot maak, en die naam van U bly verheerlik, in alle opsigte, elke dag, ongeag die challenges wat in hierdie liggaam lê. Nou ja, goeiemôre as jy nou eens ingeskakel het. Jy is ingeskakel by Musiekuur Plus saam met Stanley hier op Dak Facebook radiostasie, waar jy bemoediging, sekerheid en hoop kry deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus, wat jou geestelik laat groei. Nou ja, ons het vanoggend weer opgewonde, 'n heerlike program, en ons gaan vandag luister na gunstelinge, ons gaan luister na die kinders, dan net so 6:45, more or less, give or take a minute of 3, het ons die kinders weer, die kleinspan, wat ons weer na gesiggie gaan luister, ons gaan na kindermusiek, kinderliedjies luister, en om ook so ons kinders te akkommodeer, en dan moenie vergeet nie asseblief nie, môreoggend 8uur as die wil van die Here naby is, dan het ons weer Sondagoggend byeenkoms,
En daarso gaan ons ook vir Gesiggie kry, ons gaan vir Tannie Karen kry om saam met Gesiggie ook 'n boodskap aan ons oor te dra, ons nuwe Gesiggie uit te saai, en ons kan die Here net loof en prys vir alles wat hy vir ons gee in die middele, om so hierdie uitsendings moontlik te maak, en u as kind van die Here aan te moedig. Goeiemôre Alfred, waar is daar, les van loof die Here dat hy ingeskakel is. Alfred is by die huis, né? Sê weer gou? Net gehoor presies weer wat is Alfred se saak. Dankie, hy is net uit ICU uit. Hy is uit ICU, hy is in 'n gewone saal. Ons prys die Here vir die werk wat hy al daar begin doen het, en ons kan die Here net daarvoor loof en prys. Ek kyk maar net gou so 'n bietjie hier deur die kommentaar of hy iets spesiaal is. Ek sien almal se gesiggies, almal se goeiemôre is. Niemand is uitgesluit nie, van blommetjies tot handjies wat opsteek en hartjies, en ag, dit is net so lekker, en waai handjies, dit is amazing hoe elkeen nou sy icon kies, hoe hy in die oggende mense wil hulle sê, tot soen gesiggies, sy. Dit is so heerlik om julle te sien weer eens hier vanoggend, as jy nog nooit kommentaar gelewer het nie, wil sê waar jy vandaan is, asseblief doen so, dat ons kan weet ook wie jy is, en waar jy vandaan kom, en so kan ons ook dan vir jou hallo sê, en so kan jy deel raak ook van die liggaam, die familie van God, die gesin in die Here. Is dit nie amazing nie? Ons is kinders van die Here, ons is die werklike gesin, ons is die werklike familie in die Here. Nou voordat ons voorgaan, kom ons bid eers. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die genade, die barmhartigheid en die liefde, wat ons so elke dag, Vader, mildelik uit die hand van u ontvang. U is so groot, u is so wonderbaar, in heerlikheid en krag en majesteit is u daar, Vader. Daar is geen verandering by u nie, dag en nag is u dieselfde. U heerlikheid gaan net van heerlikheid na heerlikheid, soos wat ons in die woord lees. Vader, en as ons net kan verstaan, en as ons in ons eie harte dit kan begin aangryp, en ons harte daarvoor kan oopmaak, wat die woord vir ons sê, wanneer julle beledig word, sleg gesê word, allerlei kwaad van julle gespreek word, valslik beskuldig word, ter wille van my naam, dan rus my gees in sy heerlikheid op julle, en hulle dink hulle is besig om God te laster, maar eintlik is hulle besig om God te verheerlik. Vader, al die lasteringe en al die skelle en al die dinge en wat op hierdie aarde aangaan teenstrydig met die woord, Vader, is u vir u heerlikheid, want u is vol vergifnis, u is vol barmhartigheid, u is die oorsprong van vergifnis, u is die oorsprong van barmhartigheid. Ewige Vader, in ons wil vir u baie dankie sê dat ons u kan leer ken, en dat u na ons toe uitgereik het deur die Seun Jesus Christus, deur die groot liefde, groot genade en barmhartigheid en heerlikheid. Ewige Vader, ons het u lief omdat u ons eerste lief gehad het. Ons is vandag, kan ons nog sê, ons is 'n kind van u deur u groot genade en barmhartigheid wat u elke dag aan ons openbaar maak. Vader, wanneer ons met u kom praat en ons probleme en ons foute en ons tekortkominge met u praat, dan vergewe u ons mildelik. En dis wat die woord ons leer, u is 'n God wat mildelik, veelvoudig vergewe. U sê vir Petrus 70x7, hoeveel te meer, hoeveel keer meer as 70x7, sal u nie ons 'n dag vergewe wanneer ons struikel nie. Vader, ek sê vir u baie dankie, dat ons vandag op u kan steun, dat ons lewe aan u kan bekend maak, dat ons Here, ons ontrouheid, Vader, aan u kan bekend maak, want u getrouheid, Vader, is altyd daar. U liefde is altyd daar, u barmhartigheid is altyd daar om ons los te maak, en ons vry te maak van die dinge wat onrus in ons veroorsaak. Dit wat die rus in ons steel, want ons het gekom by hom wat gesê het, kom na my toe, en ek sal vir julle rus vir julle siele gee. Dankie Vader, dat ons hy versekering uit die woord het. Dankie vir 'n Bybel wat ons kan lees. Ons hoef nie in die donker rond te tas nie, Vader, soos een wat geen hoop en geen rigting het nie.
Ons kan net die Bybel oopmaak en lees, en hoe maklik verkrygbaar is die Bybel nie, meer as ooit van tevore. Op jou selfoon, op jou rekenaar, is 'n fisiese Bybel, waar ook al kan jy 'n Bybel in die hande kry. Vader, en mens kan dit lees. As jy nie weet waantoe nie, as jy nie weet wat nie, mens kan met U praat, en dis die beste van alles. Vader, 24 ure 'n dag, maak nie saak waar jy jouself bevind nie, kan 'n mens met U praat. En Vader, is die wil van U dat ons met U moet praat. Ons is nooit te lastig vir U nie, ons is nie 'n oorlas vir U nie. Al in die Ou Testament het hy gesê van wat ons gelees het van hoe die offer se oorlas is, Vader. Omdat die mens besig was, moeswilliglik met die wêreld, en skyn heiligheid voor U. Vader, maar in ons, Here, dag en tyd kan ons genade vind deur die Seun Jesus Christus elke dag. Selfs al is ons motiewe verkeerd, selfs al is ons besig met die wêreld, en ons kan dit voor U bring en voor U deur praat en sê, Vader, ek sukkel met hierdie saak. In nederigheid, Vader, nie in hoogmoed nie, nie in trots nie, nie in bevele nie, Vader. Maar in nederigheid kan ons saak na U toe bring, ons kan ons moedeloosheid na U toe bring, ons kan ons seer, ons opgewondenheid, ons lofliedere kan ons sing tot eer en verheerliking van U. Wat 'n voorreg het ons, hier is 'n week wat verby is, party werk nog die naweek, ander is daarom vir die naweek af, party se liggame is al moeg en uitgeput, Vader. En Here, op een plek vind ons versterking. Vanoggend ook weer so opstaan en dink, joh, dit voel of die wekker heeltemal te vroeg is vanoggend. Here, en 'n mens dink aan U, en 'n mens dink aan die werk van U, mens dink aan mense verhouding met U, en mens net bedink net enige iets van U, en dan kom maar sommer 'n lied in die hart op, ag nee, wat, dan is hierdie moegheid sommer ver weg, dan gaan jy weer aan. Vader, baie dankie vir die liefde, baie dankie vir die genade, baie dankie vir U heerlikheid. Lei my vanoggend, Vader, tot eer en verheerliking van U koninkryk in Jesus se naam. Amen. Daar sê, wat 'n heerlikheid is dit om vanoggend weer eens saam met my broers en susters in die Here te kan kuier. Nou ja, ek gaan vanoggend sommer dadelik wegval met ons gunstelinge. Nou ek gaan die eerste lied wat ek gaan speel, ek gaan eers die lied speel, want hierdie psalm het vir my nogal, toe ek so 'n jong bekeerling was, verskriklik baie beteken. En dit is Psalm 1. Nou, Deborah se gunsteling is verspoedig sal jy wees. Nou, verspoedig sal jy wees is Psalm 1. Eendag toe sit en dink, toe Karen so psalms toonset, liedere skryf, toe dink ek, wow, Psalm 1, dit is een van my psalms wat so diep is in my hart. En kom ons luister, verspoedig sal jy wees, Psalm 1, dit is Deborah se gunsteling. Geplan by Die tent word af. sal jy wees, en alles wat jy doen, lief vir die woord, bedink dit dag en nag. Sit nie in die kring van die spotters nie, hou nie raad met die verkeerde, loop nie op die weg van sondaars nie. Geplant by waterstrome, voorspoedig sal jy wees, en alles wat jy doen, lief vir die woord, bedink dit dag en nag. Bedink dit dag en nag. Lief vir sy woord, bedink dit dag en nag. 'n boom sal jy wees, wat vrug gee, sy blare word nie droog en val af nie. Geplant by waterstrome, voorspoedig sal jy wees, en alles wat jy doen, lief vir die woord, bedink dit dag en nag. Soos die wag van die sondaar nie, kan nie bly staan nie, dit vergaan. Kind van God,
ken jou weg. Geplant by waterstrome, voorspoedig sal jy wees. En alles wat jy doen, lief vir die woord, bedink dit dag en nacht. Wauw, dit is 'n baie mooi lied, 'n herinnering aan Psalm 1. Nou kom ons lees Psalm 1. Kom ons lees 'n bietjie daardeur. As jy jou Bybel het, asseblief trek hom nader op jou foon of jou fisiese Bybel. Maak nie saak, Sandra sê, dis ook een van haar gunstelinge. Kitty, moeilik om 'n gunsteling te kies. Ja, ek hoor so, maar daar is baie keer maar so enetjie wat bietjie meer in jou kop draai vir die dag of vir die week as 'n ander lied, en dan dink jy, wow, hierdie is so mooi. As 'n mens sê, wanneer ek in die kar ry of wat ook al, en dan kom 'n lied by my op, of iemand deel iets met ons, en dan draai jy nou weer vir so 'n dag of twee, en dink jy, wow, hierdie is so amazing, dit is so mooi, en dit is net so weer 'n lekker herinnering aan die woord van die Here. Nou kom ons lees Psalm 1, as jy jou Bybel het, asseblief, lees saam met my, dis Musiekuur plus, ons luister musiek, ons lees woord, ons deel gedagtes, ons is net opgewonde vir die Here, ons bid, wat die geval ook al mag wees, ons maak net die naam van die Here groot, so vroeg op 'n Saterdagoggend, voordat jy daggie kan begin. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Nou heel eerste, as ons kyk na wet, gaan nie oor die Oud-testamentiese wet nie, hierdie was wel in die Ou Testament opgeteken, so die wet het gegeld vir hulle vir die dag, wat Moses vir hulle gee het, maar wet in beginsel, die woordjie wet, beteken nie net altyd Oud-testamentiese wet nie. Dus met die konteks lees en verstaan, rakende die konteks daarvan in die hele woord van die Here. Dan het ons nou Nuwe Testament, Nuwe Verbond, Nuwe Gebod en alles, so ons moet ook dit in daardie konteks sien. Nou ja, wet is wet van genade, wet van die Gees, dit lees ons in die Nuwe Testament. Jesus sê hy het 'n wet gekry om sy lewe neer te lê. So dis 'n wet, enige opdrag wat God gee is 'n wet, dis 'n gebod wat God gee, wat ons moet volbring. Nou as hy gesê, die ou verbond is verby, hier is nou 'n nuwe verbond, dit is sy wet. Sy woord is waar, dit is ja en amen. Hy het die hemel en aarde goed geskaap in die begin, volmaak, perfek, Adam en Eva, sonder sonde, dit is wat hy naaktheid beteken, rein, pure, onskuldig, nuut. Dit is wat naaktheid beteken. En die woord sê, hulle was naak in die begin, hulle nie geskaam nie. Hoekom het hulle nie geskaam nie? Want hulle het nie sonde gehad nie. Hulle het nie genodig gehad om hulle te skaam teenoor God, of enige hemelse wesen wat by God is, nie, want hulle het nie sonde gehad nie. Die oomblik toe die sonde inkom, toe skaam hulle self vir God. Toe probeer hy sonde wegsteek, toe kom hulle agter, maar liewe land, maar hier is nou sonde in ons in. Nou ja, nou in die Nuwe Testament het ons die wet van die Gees, die wet van genade, die verlossing, sodat ons kan terugkeer na daardie beeld toe, wat God Adam en Eva in die begin perfek en volmaak gemaak het. God wil jou terugkry. Dis die doel van die wedergeboorte, is om jou siel weer in sy beeld en gelykenis te kry, uit die dierlike koninkryk van duisternis, uit Satan se koninkryk uit. Is dit nie fantasties nie? Dan sê hy, welgeluksalig is die man wat nie in die raad van die goddelose wandel nie, maar nie staan op die weg van die sondaars nie. En dit is 'n groot geheim in die evangelie, want wat maak 'n mens onrustig? Welgeluksalig beteken gelukkig is jy. En as 'n mens baie keer so dubbelstandaard lewe lei, en jy is nog meer amper partykeer met jou voet in die wêreld. Ek praat nie van jou werksituasie, ek praat van jou gedagtes, jou hart, dit wat jy doen in jou vrye tyd, as ek dit nou so 'n vrye tyd kan noem, aftye, as jy by die huis is en so voorts. Daar's pligte wat 'n mens moet doen, maar waar is 'n mens se hart partykeer werklik waar? En 'n mens, as die woord van die Here en tyd saam met hom begin 'n swaarigheid raak, en ek meen, mense vlees staan jou eerste, maar in 'n mens is daar wil om die regte ding te wil doen. En as jy daaraan oorgee, en dan wil jy net bid, jy wil net voor die Here wees, jy wil net sy naam groot maak, jy wil net van hom getuig,
En so is daai blydskap en heerlikheid in jou. En as ons mooi kyk eintlik na die res van die Psalm, ek gaan hom nou vir ons lees, dan sal ons sien, dit is baie ooreenstemmig met dit wat die Here Jesus ook ons verder kom leer het. Nou ja, voordat ek aangaan en voordat ek te veel preek en sommer begin preek, gaan ek dit nie nou doen nie. En kom ons luister na 'n volgende lied. Ons speel sommer terwyl ons hierso in Langebaan is. Ons gaan Waldo se gunsteling lied speel, Open Your Heart. Maak jou woord oop vir die Here, vir mekaar, vir die broeders, verruim jou hart vir alles wat goed en waar en eerbaar is. Kom ons luister die lied. Open Your Heart, Waldo se gunsteling. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Receive them, give them cool water, the child of God, the prophet of God. When your heart walk with them, rewarded the same. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Jesus Christ, Son of God, The prophet, true brother, friend, receive him. in your heart, mind, body, soul. He shares his reward with you. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. All invited to heaven, Open through Jesus Christ, an eternal inheritance. a heavenly reward awaits. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Net gou korreksie maak. Waldo het vir ons gesê, dit is die woorde van die lied, toe ek en Karen gedink is die ene. Wat gaan nou volgende met die keel? Maar dit is eintlik Wandel in jou roeping, en ons gaan hom nou speel. Dit is op die stadium Wally se gunsteling. Wandel in jou roeping. So Wally het sommer nou 'n gunsteling sonder dat jy het geweet het. Ek sien julle is wakker. So mooi, dankie oupa. Nou kom ons lees verder in Psalm 1. Kom ons gaan so 'n bietjie verder in Psalm 1. Ek gaan lees vers 3. En die eerste 2 verse herinner hy ons, dit is waar jou behaag moet in wees. En as jou behaag in die woord van die Here is, as jou hart by die Here is, dan is jy 'n gelukkige innerlike mens, né? En dan skyn die lig in jou hart, lekker helder. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. En waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Nou dis 'n saak wat die Here met 'n kind van die Here praat, en met 'n kind van die Here Bakkie-sin is wandel in jou roeping. Jammer. Hierdie man is de mekaar vanoggend. Sê my vrou sit hier langs my, nou weet ek nie wat te sê partykeer nie. Wandel in jou roeping is bakkies, en ons gaan hom nou speel. Jammer hiervoor. Ek is die mekaar hier vanoggend. Lyk my die wekker het my regtig te vroeg wakker gemaak. Maar nietemin, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Nou as ons dink aan die Here Jesus Christus, het hy ons ook vergelyk met 'n boom. En hy het gesê, hierdie boom moet vrug dra, hy moet groei. Nou sien ons eintlik die groot geheim vir ons om te kan geestelik vrug dra, is wel
dat ons behaal in sy woord moet kry, in sy heerlikheid en in sy krag. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Want sy woord is lewend en kragtiger as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur. Dis net die woord wat skeiding kan maak tussen siel en gees. As 'n mens net daaraan dink, gedagtes en die oorlegginge van die hart. Die woord sny so diep in. En dit is toe die Here Jesus baie keer het hy by plekke gekom, na die fariseërs of wie ook al, sy harte net geopenbaar. Hulle het in hulle harte begin redeneer. Net sy teenwoordigheid, die woord sy teenwoordigheid. En ook waar daar duiwels was, het die duiwels gemanifesteer, duiwelbesete mense dit het gemanifesteer. So met die gevolg is dat dit is die krag van die woord. En as ons dit werklik vanoggend kan verstaan, die krag van die woord. As dit in Jesus se lewe wel so was, ek dink vanoggend, ek raak net vir 'n oomblik bietjie stil, want ek besef die groot saak van hierdie. Die woord wat in hulle teenwoordig was. Ons weet Jesus was gereinig, gesuiwer, daar was nie onreinhede, onsuiverhede, allerlei dinge by hom nie. Dit het die mens geopenbaar, dit het die duiwel geopenbaar. Nou, wanneer ons te maak kry met die woord, wat gebeur? Ons eie gedagtes kom in die lig. Ons eie emosies kom in die lig. En wanneer jy werklik waar die pad stap met die Here, as jy in teenoor, dis nie te sê jy is 'n persoon wat nie sonde het nie. Jou hart moet voor God reg wees. En as jy in die teenwoordigheid van mense kom, dan openbaar gedagtes, hoeveel keer openbaar gedagtes in mense se lewens rondom jou. Voel skuldig. Baie keer ons as kinders van die Here wil ons self kastei wanneer ons vermy word deur sondaars, wêreldse mense, familie ensovoorts wat sondaars is. Maar jy moet nie. Dan is daar 'n lig in jou. Jy voel nie soos jy voel nie hierdie superheilige persoon nie, as ek dit so kan stel. Want jy ken jou tekort, jy ken jou tekorte. Jy weet wat dit is. Maar tog, omdat God deur sy groot genade jou die wedergeboorte gegee het, en die woord is in jou, en die gees is in jou, is dit 'n lig wat helder skyn in die duisternis. Nou, dit is wat hy sê, jy is hierdie boom, geplant by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. So waar jou vrug nodig is, sal dit daar wees, of dit net deur 'n optrede is, of deur woorde is. Ons sien altyd hierdie in 'n tydelike saak, en ek wil net vir julle sê, toe ek as jong bekeerling hierdie skrif gelees het ek dit ook in 'n tydelike saak verwoord. En ek het die Here eendag ietsie gevra, en dit was 'n hele tydelike saak, want die woord sê ek sal voorspoedig wees, en ek het daai saak voorspoedig uitgevoer, maar ek het nie daar stil gestaan, ek het daai saak nooit weer daarna gedoen nie, ons is nie sonde of iets nie, maar nietemin, en ons sien dit te veel tydelik. Ons met die evangelie voorspoedig uitdra. Nou ja, dit is die versekering wat die Here Jesus ons gee. Soek hom. Dit is wat hy sê, as jou behaag is in die woord van die Here, oordink dit dag en nag. So jou gedagtes is by die Here, dis nie net by jou tydelike saak nie. Dan sal die Here dit ook voorspoedig laat gebeur, en voorspoedig laat geskied. Is dit nie fantasties om daarin te dink nie? Nou op hierdie punt dink ek, wil ek net gou oorspring na hoor en verstaan. Dit is nou Dolla en Van der Byl en Anneke Vredendal se tweede gunsteling liedjies. En ek wil net graag dit speel terwyl ek op hierdie onderwerp is van die woord. Hoor en verstaan, die woord is saad, en dit is nou Dolla en Van der Byl en Anneke Vredendal se tweede gunsteling liedjies. Kom ons luister lekker saam met hulle. Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Hoor en verstaan, in goeie grond gesaai. Lewe op 160, 30voudig. Geen wortel in homself, struikel en druk en vervolging. Hoor die woord, sorggenot, ryk
rykdom verstik, doodgedruk. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. 'n edele hart bewaar die woord, vrugbaar en vermeerder, gelukkig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. Dit bring verandering, reinig die siel, soos water was het skoon, nuttig sal jy wees. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. Hoor en verstaan, 'n goeie grond gesaai, lewe op 160, 30voudig. So, dit was 'n vinnige einde. Dit is amazing om daaraan te dink dat die woord van die Here 'n mens geestelik laat groei. Dit is, ons word vergelyk met hierdie boom wat op die regte tyd moet vrug dra. En ons kan dit slegs doen wanneer die woord van die Here in ons hart is, wanneer ons weergebore is, wanneer ons lewe met die Here reggemaak het. En dan in daardie saak, en dan word ons herinner ook hoe die Here ons groot herder is. Nou ons gaan luister na Ria se lied, haar gunsteling op hierdie stadium, wat sy die week gesê het, sy wil dit graag vandag hoor, en dit is die groot herder. Het ek ooit die groot herder, ek kry hom vir 'n oomblik glad nie hierso nie. Vertrou op die Here, waarlik, hoop. Liewe land, ek het hom nie uitgesit, kom ek geniet hom in, ek gaan hom gou vir julle kry. Dit is sommer so vinnig om dit gou in die hande te kry. Groot herder, kom ons luister saam met Ria, haar gunsteling lied vir die week, die groot herder. Die mens is moeg en uitgeput, skape sonder herder, spartel in hul bloed. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Die slegte herder gee nie om nie, dit is die dief, die wolf waar die skape verskeer, word uit mekaar gejaag, lê en bloei. Niemand vra na hulp. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hul na groen weivelde, na waters waar rus is. Hy staan in die gaping, die ellendige slagskape, weet het is die woord van die Here. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Ons leer by die groot herder, ons ken sy
die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Jesus, die groot herder, my skape ken my stem. Ek lei hulle na groen weivelde, na waters waar rus is. Wauw, as jy na die woorde luister, liewe land, het tref 'n mens diep. Toe ek die lied geskryf het, ek kan onthou, toe lees ek deur al die skrifte van die herder en toe ek nou weer so aandagtig luister, en ek dink dis die lekker ding nou van 'n Saterdagoggend, is asof jy aandag skenk aan dit wat jy nou hoor, né? En ek luister weer waar die skrif in Jesegiel sê dat die ellendige slagskape sal die herder se stem ken. Hulle sal dit herken. Hulle sal hulle hart oopmaak. En dis wat hy sê, hy wat gebroke is van hart, hy wat verslae is na gees, waartoe lei ons? Hy lei ons na verlossing, na redding toe deur middel van sy woord. Die woord is water. En as ons by die woord uitkom, as ons lewe met hom regmaak, dan is dit water in ons siel wat ons laat groei, soos 'n boom wat geplant is by die waterstrome, wat sy vrug sal gee op die regte tyd. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Maar ons dwaal bietjie weg. Ons raak so 'n bietjie besig met baie dingetjies en swaan, en ook natuurlik die sorge, die werksdruk en al die dinge waarmee saamgaan. Baie keer dan maak dit so 'n bietjie die vrug aan ons onvrugbaar of nie ryp nie en lewer nie vrug op nie, maar die genade is altyd daar om ons terug te bring na die heerlikheid en die krag en die majesteit van hom. En hy lei ons altyd na die woord toe. Die Vader trek ons altyd na die woord toe. Want deur die woord, dit is waar ons rus kry. Dis waar die water is. En ons moet die ander lied ook, en dis wat die woord ook praat van die ondergrondse water. Water van onder, sodat jy kan vrug dra boontoe. Is dit nie amazing nie? En as ons kyk na die woord, wat water is, die stroom van lewende water kom direk uit die troon van God. So ons kan die gesuiwerde woord ontvang elke dag van ons lewe, wat ons siele reinig, verlos, vrymaak, uit die dood uit, tot in die ewige lewe. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? Nou ja, ek gaan vir ons 'n lied speel ook hierso. Kom ons kyk gaan wat sy gunsteling lied. Ek wil nie die tweede gunsteling liedere eerste speel nie. Kom ons speel Waarlik, hy is die seun van God. Dit is Mary en Elmarie se gunsteling lied. Nou Mary is daar in Loetswil en dan Elmarie is daar so in Rodepoort. Waarlik, hy is die seun van God. Klim in die boot, vaar op die see, maar Jesus klim op die berg en bid. Waarlik, hy is die seun van God. Waarlik, hy is die seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, hy alleen regeer vir ewig. Waarlik, hy is die seun van God.
Het raak donker nag, die wind waai, die storm woed. Die bootjie heen en weer geslinger. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Petrus, vol hoop en geloof, loop op die water. Angstig bang die wind waai, hy twyfel en sink. Here help, die Here getrou, help en red, hulle klim in die boot. Die storm bedaar. Waarlik, U is die Seun van God. Waarlik, U is die Seun van God. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, U alleen regeer vir ewig. Waarlik, U is die Seun van God. Wow, prys die naam van die Here. Dis amazing. Ons het die week ons in die Bybel lees so mooi geleer dat die hele saak van Jesus wat op die see geloop het met die storm was vir die disippels om iets geestelik te verstaan, en dit is dat Jesus die Seun van God is. En dit klink elementêr. Dit klink eenvoudig, want jy het nou 'n Bybel en jy kan dit lees en ander kan dit jou vertel. Maar onthou net, daai tyd, dit is soos iets onmoontliks wat in hulle lewe moes geopenbaar, gebreek het. Hulle moes iets verstaan het wat amper uit die niet uitgekom het. Tog is daar profetiese woord daaroor, maar baie oomblik het hulle nie alles verstaan nie. Hulle het nie dit verstaan soos hulle moes verstaan nie. Hulle moes dit fisies gesien het. As ons kyk, hoeveel mense het eerder getwyfel in Jesus te midde van die wonderwerke. Is U nou waarlik die Seun van God? Is U die verlosser? Is U die middelaar? Is U die beloofde Messias? Dis alles wat hulle moes verstaan het. En natuurlik, ons weet hulle persepsie, die Joodse persepsie op daai tyd en tot vandag toe nog in elk geval, gaan vir hulle gegaan oor die vleeslike verlossing. So hulle het hierdie verskriklike held verwag. Hierdie groot eintlik krygsman, koning, wat in hierdie groot aardse majesteit sou kom. En toe kom die Here Jesus in nederigheid. Jy lees die skrif, maar as jy verblind is, en dit net die gees van die Here kan hy verblindheid wegvat, en hoe ontvang jy dit? Deur die geestelike geboorte, en om in die gees te bly wandel. So wanneer daai verblindheid weg is, dan lees jy die skrifte raak, en jy verstaan hoe Jesus in daai nederigheid moes gekom het, tot vergifnis van sondes, Johannes die Doper die pad voorberei het, en sovoorts. Nou ja, die sluier was nog oor hulle harte, so hulle het nog nie 100% verstaan nie, so daar moes 'n karakterverandering in hulle plaasgevind het, as Joodse mense. As jy net vat, hoe lank het jy gestruggle voor die dag van die wedergeboorte? Hoe lank het dit God jou gevat om jou te oortuig? Daar het soveel moeilikheid, probleme en dinge in jou lewe gekom, wat jou getrek het, maar jy kon nog nie 'n hartsoorgawe maak nie. Dit is die krag van verandering wat in hulle moes plaasgevind het. Nou die saak van die storm op die see, hulle het al baie wonderwerke saam met Jesus beleef, maar dit was nie wonderwerke wat hulle was in die gedrang gewees het. Dit is die ander persoon wat in die gedrang was. Sodra, as iemand anders siek is, soos my broer Elf, ek kan vir hom bid en ek kan simpatie met hom hê, met Lydia, maar ek is nie hy nie. Ek ervaar nie sy pyn nie. Maar ek kan vir hom bid met empatie en sê, Here, asseblief help hom. Dis my broeder hier is uit, en jy kan jouself probeer in 'n situasie indink. Maar jy kan nie. Jy is nie daai persoon nie. Dat die oomblik as dit jou in die hart tref, dis wat die Here Jesus ook, God ook gesê het in die Ou Testament met die uittog uit Egipte. Van 'n sekere tyd af, toe sê die Here, ek gaan nou vir Farao in die hart gryp. Partykeer kom my dinge in jou lewe wat jou in die hart gryp.
en dan moet jy iets van die woord verstaan, want dit lei jou of jy na die dood toe lei, nee, dit lei jou na die strome van lewende water toe. Nou ja, kleinspan, is julle reg, is julle op julle plek, mamas en papas, is die kinders al klaar daar by julle in die bed, in die sitkamer, waar julle ook al is, dis winter, so glo nie julle sit buite op die stoep nie, dit is lekker snoesig daar in die koeie nog, asseblief, bly in die kooi, bly warm waar julle ook julle self bevind, so kleinspan asseblief, skuif nader, dit is tyd vir gesiggie, nou Saterdag doen ons bietjie heruitsending en so lekker herinnering van die gesiggies wat verby is, so speel liedjies, so maatjies asseblief, en vandag gaan ons luister na, liewe land, weet, kan ek het uit, na wie gaan ons luister nie, kom ons loer gaan weer bietjie, liewe land, Daniel, ons gaan na Daniel luister, maar voordat ons by Daniel gaan uitkom, gaan ons eers 'n lied oor Samuel luister, en so gekleinspan, geniet dit saam met ons. Maatjies, dit is storytyd saam met Gesiggie. Samuel was 3 keer geroep, 3 keer in die nag. Die 4de keer sê hy, praat Here, ek wag. Wat hy vir my sê, sal ek doen. Jesus was ook geroep om vir ons te kom sterf, om hemel toe te gaan. Ek word ook geroep, al is ek klein, om te doen dit wat hy sê, hy weet van my. Maatjies, kom kuier saam met Gesiggie. Maatjies, dit is weer so lekker om saam met al my maatjies te kuier. Ek kon nie wag om vandag by julle te kuier nie, want ek wil vir julle 'n baie groot woord leer. Die woord is getrouheid. Wat dink julle beteken getrouheid, maatjies? Kom ons hoor of iemand weet, maatjies, weet julle? Ai, julle is sulke slim maatjies. Getrouheid is om te doen wat jy moet doen. Om dit mooi te verduidelik, het julle al gehoor dat baie maatjies sê, ek beloof, ek sal dit doen. Baie maatjies beloof, maar dan doen hulle nie wat hulle gesê het nie. Ek beloof jou. Nou as jy beloof en jy doen wat jy moet doen, dan is jy getrou. Dan kan ander maatjies jou vertrou. Nou maatjies, dit het my laat dink aan iemand in die Bybel, wat baie getrou was. Het julle al gehoor van Daniel? Daniel was baie lief vir die Here, en hy was getrou aan die Here. Hy het 3 keer op 'n dag gebid, elke dag. Almal het geweet dat hy 3 keer op 'n dag bid. Nou daar was seker slegte mense wat al gehaat het dat Daniel doodgemaak moes word, want hulle was jaloers dat Daniel vertrou kon word deur almal. Hulle het na die koning toe gegaan en vir die koning gevra dat hy moet sê dat niemand die Here mag aanbid vir 30 dae nie. Almal moet net die koning aanbid. Die koning het toe gesê, niemand mag die Here aanbid nie, almal moet my aanbid, anders gaan julle in die leeukuil gegooi word. Daniel het nie omgegee nie, hy het getrou gebly en elke dag 3 keer gebid. Daardie slegte mense het na die koning toe gekom en vir hom gesê, Daniel bid nog steeds 3 keer op 'n dag. Nou die koning was baie lief vir Daniel, maar hy moes hom in die leeukuil gooi waar daar baie leeu's was wat baie honger was. Daniel was toe in die leeukuil gegooi. Maar weet julle wat, maatjies? God was ook getrou teenoor Daniel, want hy het die bekke van die leeu's gesluit dat hulle niks aan Daniel kon doen nie. Maatjies, as ons doen
wat ons moet doen en getrou bly aan die Here, sal hy ons altyd help, soos hy vir Daniël gehelp het. Maatjies, was dit nou nie 'n mooi verhaal nie? Ons kon so baie by Daniël leer. En terwyl ons nou so lekker geleer het, gaan ons ook 'n liedjie sing. Daniël was altyd getrou aan God. Hy was nooit skaam vir hom. Hy het altyd getrou gebid, al was hy verraai. Daniël was in die leeu se hok. God het hulle bekke gesluit. Hulle het niks aan hom gedoen. Die koning het God geprys. Daniël was altyd getrou aan God. Hy was nooit skaam vir hom. Hy het altyd getrou gebid, al was hy verraai. Daniël was in die leeu se hok. God het hulle bekke gesluit. Hulle het niks aan hom gedoen. Die koning het God geprys. Gideon moes dapper wees. God het hom geroep. Hy moes net die gebruik wat water soos 'n hondjie drink. Soos 'n hondjie moes al drink. Woef, woef. Soos 'n hondjie moes al drink. Woef, woef. Net 300 man was reg. Meer as dit te veel. Gideon wen sonder wapen. Net trompet en groot geroep. Die manne hardloop weg van bang. Gideon het hulp verslaan sonder wapen. Deur die krag van God. God het hom geroep. Gideon moes dapper wees. Net 300 man was reg. Net die wat soos 'n hondjie drink. Woef, woef. Nie meer nodig as dit. God het hom geroep. Gideon wen sonder veg. Met trompet en groot geroep. Die manne hardloop weg van bang. Gideon het hulp verslaan sonder wapen. Deur die krag van God. Gideon het hulp verslaan sonder wapen. Deur die krag van God. Die manne hardloop weg van bang. Gideon het hulp verslaan sonder wapen. Deur die krag van God. Die wyse man bou sy huis op die rots. Sy huis is op die rots gebou. Sy huis is op die rots gebou. Reën het geval, water het gekom, winde het gewaai. Die huis het nie geval, die huis het nie geval. Al was die storm daar. Water het gekom, winde het gewaai. Die huis het nie geval.
As hy maatjies het julle dit geniet, klein maatjies en groot maatjies, dit was so lekker om deur die kinderbediening ook te leer om standvastig te wees en om op die Here te vertrou, standvastig te wees en onbeweeglik in die Here. Nou ja, om ons kinderafdeling af te sluit, dink ek gaan nog vir ons een liedjie speel en dit is so 'n vinnige liedjie oor die hele saak van Elia wat die Here hom vir hom kossies gebring het deur die kraaie en brood gebring het deur die kraaie. Kom ons luister gou, dan maak ons klaar met ons kinderafdeling met ons klein maatjies. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die ene dra brood en die ander dra vleis soos die Here al verwys. Die weduwee vrou het houtjies opgetel en Elia kom verby. Sy bak toe brood van olie en meel en hoe hy was so bly. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die ene dra brood en die ander dra vleis soos die Here al verwys. Die weduwee vrou het houtjies opgetel en Elia kom verby. Sy bak toe brood van olie en meel en hoe hy was so bly. So oulik, is een van my gunsteling sonnaskoolliedjies gewees, toe ek sonnaskool gegee het. Ek het nie as 'n sonnaskoolkind geken nie, maar toe ek het gegee het, toe leer ek die liedjie. Is amazing. As ons nou kyk, selfs na alles wat ons nou geluister het in die kinderbediening, alles gaan oor getrouheid teenoor God. Getrouheid teenoor sy woord, liefde teenoor hom, liefde teenoor God. En ons wil getrou wees in die wêreld, dan verwag ons dat God getrou moet wees aan ons, wanneer ons baie keer dinge vra en eis en verklaar ensovoorts van die Here af. Ja, en dit is die pad wat 'n mens moet stap. En die pad is 'n pad van aftap. Die pad is 'n pad van verandering. En ons moet verander sodat ons die evangelie effektief kan uitleef, kan uitdra, en dat ons kan ontslaa raak van hierdie dinge wat ons in Egipte geleer het. Want ons wil nog steeds al die Egiptiese, die wêreldse dinge doen, en God dien en verheerlik, dan verwag ons baie dinge, geestelike bevryding, oorwinning ensovoorts van die Here af. Nou ja, daar's 'n herinnering deur die woord van die Here, dat ons moet afgetap word. Die doel van die aftapping, selfs die Here Jesus sê, die struikelblokke is noodsaaklik. En die doel daarvan is, dit gaan nie oor 'n swaarigheid, en die Here Jesus sê, neem jou kruis elke dag op, dis deel van hierdie aftapping, is 'n swaarigheid nie. Dit moet 'n opgewondenheid is. My sê oupa se liedjie, oupa se liedjie, ja, ek het hom al baie saam met haar gesing, as hy begin speel, dan kyk sy met sulke stip oor, maar dan moet ek so maak, en worry sy nie wat op hy foon ingaan nie, dan moet ek net maak en beduidelik, maar dan selfs haar oogies so stokstyf, maar nietemin, so, daar's baie dinge in die lewe wat ons laat aftap, en mense om jou, familie, vriende, omstandighede, daar's baie dinge wat 'n mens aftap, en jy moet jou hart oopmaak vir die woord van die Here, sodat die woord wel sy vrug kan dra op die regte tyd. Nou kom ons luister na Dolla se gunsteling lied, die week aftap. Dolla is daar van 'n Bylpark, kom ons luister lekker saam met haar. Moab was gerus van jongs af, stil gelê op sy afsagsel, sonder dat hy afgetap is, van vat en vat, nooit oorgeplaas. Hy het nie deur druk gegaan, daarom het sy smaak gebly, en sy geur het nooit verander, alles bly soos dit was. Moab was gerus, en het op sy afsaksel gelê. Laat jou aftap van vat en vat, die afsaksel moet verwyder word. Geen druk, geen aftappers, bly die mens dieselfde nog. Sit jouself buite, laat jou aftap van vat en vat, laat jou verander, stap vir stap. Jou reuk bly, jou smaak bly, as niemand jou kom aanraak. Geen saamwerk, geen beweging, geen vuur wat jou kan reinig. Anders lê jy net gerus, niemand
afsaksel moet verwyder word. Geen druk, geen aftappers, bly die mens dieselfde nog. Sit jouself buite, laat jou aftap. Van vat en vat, laat jou verander. Stap vir stap. Jou reuk verander, jou geur verander wanneer jy oorgee. Laat jou aftap, van vat en vat, tot jou lewe suiwer word. 'n lieflike geur verander, anders lê jy gerus. Niemand om jou te verander nie. Jou smaak bly, jou reuk bly nie nuttig vir God se koninkryk. Laat jou smaak verander word. Laat jou reuk verander word. Nuttig vir hom. Laat jou aftap van vat en vat. Die afsaksel moet verwyder word. Geen druk, geen aftappers, bly die mens dieselfde nog. Sit jouself buite, laat jou aftap. Van vat en vat, laat jou verander. Stap vir stap. Ja, dit is 'n omtrent herinnering aan die woord van die Here. En dit is wat moet gebeur. Anders te bly jou reuk en smaak dieselfde. Mense as kinders, omdat net jy is kind van die Here, jy is anders as die wêreld, jy is nou kind van God, jy is nie meer kind van die duiwel nie, jy is nie meer kind van die wêreld nie. Die Here het ons uitgeroep uit hierdie wêreld uit, sodat ons vir hom kan lewe. En as jy werklik daai lewe begin ervaar, kom jy agter wat die woord ook sê, wat die Here Jesus sê, dis lewe en meer as lewe, dis lewe in oorvloed en oorvloedigheid. Is dit nie amazing om daarin te dink nie? En daarmee kan ons die Here net loof. Kom ons luister saam met Ina, haar gunsteling, laat almal die Here, waar is hy? Ek wil net gou hierso eers op die skerm kry. Hoekom het ek hom ook nie hierso nie? Liewe land. Laat almal die Here loof. Ek het hom nie hierso. Laat almal die Here loof. Daar sê ek, kyk in hom vas. Kom ons luister saam met Ina. Halleluja, loof die Heer van die hemel, loof hom in die hoogte, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, 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 halleluja. Loof hom son en maan, loof hom alle sterre, loof hom hemele, waters en uitspansel. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskep. Sy naam is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Hy het hulle in stand gehou, vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee, wat geen een oortree. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Klein en groot loof die Here, laat almal sy naam loof, laat almal hom prys en sy naam verhef. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit
sy volk verhef, roem vir al sy getrous. Halleluja, loof die Here, eer sy grote naam. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Laat hulle die naam van die Here loof, want sy naam alleen is hoog, sy majesteit oor aarde en hemel. Halleluja, halleluja. Stunning, prys die Here van die leerskare. Wanneer 'n mens jouself laat aftap, daar buite sit, ja, dit is groot woorde, my vrou. Dit is stunning, stunning, dit is 'n mooie herinnering. En dan begin daar 'n nuwe loflied in jou hart te kom. Jy wil net die naam van die Here loof. Jy wil net sy naam prys en groot maak. Nou ek gaan vir ons nog 2 liedere ook speel. Daar's 'n paar wat ons gespeel, maar hierdie 2 wil ek sommer so rig aan rig speel. Die een is Lewe en Dood. Dit is Kitty in Stoffberg se gunsteling, en dan ook Wonderbaar is hy, Anneke in Vredendal. So ons gaan eers luister na Lewe en Dood, Kitty daar in Stoffberg, en dan gaan ons luister na Wonderbaar is hy van Anneke daar in Vredendal. Wat praat jou tong? Woorde geuiter, stigtend en opbouwend, of van haat en bitterheid. Kwaad praat, vrug van die dood. Lewe en dood lê in die mag van die tong, en waarvoor dit gebruik word, sal jy die vrug daarvan eet. Die lewe is die waarheid van die woord, die dood is valse woorde. Kies vandag wat jy sal spreek, lewe of die dood. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe geen bedrog spreek nie. My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Die lewe is die waarheid van die woord, die dood is valse woorde. Kies vandag wat jy sal spreek, lewe of die dood. Maar die tong kan geen mens te nie, 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Die tong is 'n vuur, 'n wêreld van onrus. Dit besmet die hele liggaam, steek die lewe aan die brand. 'n klein vuurtjie, 'n groot hoop hout aan die brandsteek. Die lewe is die waarheid van die woord, die dood is valse woorde. Kies vandag wat jy sal spreek, lewe of die dood. Die dood.
wonderbaar is hy. Loof die Here, o my siel, loof sy grootheid, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Die koning in ons hart word verheerlik. Halleluja, halleluja, wonderbaar is hy. Hy red die siel, hy verlos die hart. Halleluja, loof die Heer, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Prys die Here, wonderbaar is hy in die hemele op aarde, orals waar hy is net wonderbaar, sy lof word besing. Wanneer ons laat aftap, wanneer ons oor in ons hart laat besny, wanneer ons die Here begin dien, dan verstaan 'n mens, hy is wonderbaar in die hemel op aarde, orals waar hy is wonderbaar, ook in jou hart. Dit is wanneer jy lewe spreek, wanneer jy die Here verheerlik, wanneer jy die woord van die Here verkondig, dan verkondig jy lewe, dan spreek jy lewe. Dit gaan nie oor die lewe en dood, wat die mense self uitgedink het, waaroor gaan lewe en dood spreek nie. Wanneer jy die woord van waarheid verkondig, dit in jou hart is, dan getuig jou lewe van lewe, is dit nie so nie. Wanneer 'n mens in die koninkryk van die doderyk is, van Satan se koninkryk, is nog nie weergebore nie, of het jy nou al teruggeval, maak nie saak hoe mooi die woorde klink op jou lippe nie, dit kom uit die oorsprong van wat? Of die koninkryk van God, of die koninkryk van duisternis. So van waaruit kom jou woorde, al klink dit die regte woorde, al is dit woorde van liefde en sagmoedigheid, al is dit daai pragtige woorde, daai professionele woorde. Mens kan woorde aanleer, maar as dit sê kom uit jou hart uit nie. Dis die groot verwarring wat die mens het. God sien die hart. God kyk na die hart. My fisiese hoorbare woorde hierso kan God nie beïndruk nie. Ek kan 'n mens probeer beïndruk en hom probeer oortuig en hom geruststel, maar op die einde van die dag, waar kom dit vandaan? En dit is ook die verkondiging van die evangelie. Alles klink soos evangelieprediking. As iemand sê, Jesus, Here, ek lees hier die Bybel uit, ek is Christelik, ek is bekeerd, ensovoorts, dan neem ons aan, dis die regte gees. En dis wat die Here sê, stel die gees op die proef. Jy moet nou nie die duiwel agter elke bos gaan soek nie, maar as jou hart voor God reg is, as jou lig skyn, gaan jy onmiddellik weet, maar hierdie is nie 'n saak van nie af nie. So ja, prys die Here, en dit is waar die hele saak kom, dit is nou soos Riet se gunsteling lied, koring en onkruid. So in die hart, nie almal wat sê hulle is kinders van die Here, is kinders van die Here nie, maar dit gaan eers geopenbaar word finaal by die oesdag. Nou kom ons luister, Riet se gunsteling lied, daar in Mosselbaai, koring en onkruid. Die koninkryk is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Die vyand het gekom toe hy slaap en onkruid onder die koring gesaai. Laat altyd saam groei tot die oesdag, bring die koring by mekaar en by skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag, bring
bring die koring by mekaar in my skuur. Toe die vrug vorm, was die onkruid ook daar. Waar kom die onkruid vandaan? Die vyand het het gedoen, moet het nie uittrek. Die koring kan saam uitgetrek word. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat altyd saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Op die oesdag sal die maaiers die onkruid by mekaar maak in bondels bind om te verbrand. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat dat we saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Laat dat we saam groei tot die oesdag. Bring die koring by mekaar in my skuur. Ja, dit is eintlik iets skrikwekkend om daaraan te dink dat nie almal se hart is vir God reg nie. Elkeen uit sy eie motief, en dit is wat Paulus ook vir ons skryf. Elkeen het sy eie rede hoekom hy die Here dien. Nie almal dien die Here uit opregte bedoelings uit nie. En as jy nou baie se werke kyk, en dit is wat God ook openbaar in die 7 gemeentes in Asië in Openbaring 2 en 3. Nie almal se motief is reg nie. Nie almal se lewe is reg nie. Baie lewe dubbelstandaard of daar en die God sê vir hulle, maar jou laaste werk is meer as jou eerste. So is nie sê as 'n mens net albei, en dit is 'n gereelde herinnering vir my en my vrou ook, wat ook leiding moet gee en ook bediening moet aflê en daai klas van ding. Wat is ons saak met die Here? Wat is ons motief met die Here? Waar staan ons? Hoe is ons daaglikse lewe? Hoe rig ons dit in? Is ons net predikers, of ons daders ook? So, dit is dinge wat 'n mens gereeld herinner, en ek sien Lydia sê vir in die tyd wat hulle deurgaan, hierso die wat wag op die Here is, op die stadium, die hele tyd wat in haar draai, en dit is so Lydia, dit is, wanneer mense in hierdie tye gaan, deurgaan, dan moet 'n mens op die Here wag. Dis al wat jy kan doen. Jy kan nou niks aan jou tydelike saak doen as wat jy net elke dag aangaan nie. Ons is, die woord leer ons is soos 'n os. Hy wat die Here dien is soos 'n os. Hy gaan aan, hy gaan stadig. Hy's nie hierdie vinnige cheetah of wolfhond of wat die geval ook al mag wees, iets wat vinnig is nie, die haas en die skilpad geval nie. Ons is hierdie os wat elke dag moet ploeg, en ons ploeg in hoop. Jy is kind van die Here, as jy nie verslap nie, die woord van die Here gee ons daai versekering, jy sal op die regte tyd gehelp word. So kom ons speel, en ons luister saam met Lydia en Alfred, en ons dink ook aan hulle in ons gebede terselfdertyd. Loof die Here, o my siel, vergeet niks wat hy doen. Vergewe sonde, genees ons siel, soos 'n Vader, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hy versadig ons siel, ons word niet.
kyk na die wat hom vrees soos 'n vader. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met die vlerke van die arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Dit is 'n baie mooi groot saak en dit is ook wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het nadat hy opgestaan het, voordat hy finaal opgevaar het na die hemel toe, het hy vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem en julle sal aangedoen word met krag. Krag uit die hoogte, hoekom? Om geestelik die evangelie uit te dra. Dit gaan oor 'n vleeslike saak nie, dit gaan oor 'n geestelike saak. Here, ons moet gaan wag. En toe die Heilige Gees uitgestort is, toe is hulle getuies van die woord van God. Hulle is getuies van die evangelie en hulle kon dit uitgedra het. En natuurlik die feit dat hulle uitgedra het ook vervolging in die lewengroep. Hulle het hy roeping vasgemaak. Toe die Heilige Gees ontvang, toe kon jy hoor, Petrus spreek anders, hy dink anders, hy praat anders. As jy die Gees van die Here ontvang het, moet jy anders dink, jy moet anders praat, jy moet jou lewe anders kan inrig. Dan moet 'n ander verstaan in jou wees, te besef, Here, die innerlike krag wat ek gekry, die woord van U in my, wat die vyand moet oorwin, ek moet dit bewaar, dit moet kosbaarder wees as enige aardse besitting. So wanneer jy op die Here wag, jy kry innerlik nuwe krag. Jy kry krag deur die woord wat in jou begin spreek en in jou begin werk, sodat jy iets kan verstaan van sy koninkryk, van sy krag, van sy majesteit, sodat jy die evangelie en daai krag, daai gesag en soveel meer effektief wel kan uitdra. Is dit nie wonderlik om aan te dink nie? Die woord is geestelik, jou siel is geestelik. Dit is jou lewe, dit is groter as hierdie wêreld. En net God, sy woord en sy gees kan dit vir ons doen. Ons gaan na 'n gunsteling lied luister van Kathy Dan Albertina, dit is The Lord's Prayer, en dan ook direk daarna gaan ons luister na Wandel in jou roeping, dis nou die gunsteling van Bakkies, dan Polokwane. Nou die Here Jesus het 'n bepaalde gebed gebid, in Johannes 17 gaan lees dit gerus, en hy het vir jou ook gebid, en hy het gesê, Vader, ek bid, dat jy hulle van die bose sal bewaar, net hierdie wêreld sal uit wegneem nie. Ons moet van die bose bewaar word, ons moet standvastig wees, en dit is waarvoor Jesus gebid het. Nou as ons in ons roeping wandel, as ons dit vasmaak, en dan kan ons wel by die punt uitkom, om standvastig en onbeweeglik te wees, soos wat ons daar reeds in die begin van hierdie musiekuur gehoor het. Dit is die groot saak, jy moet by die water van lewe kom, dit is wat Psalm 1 ons leer, en kom ek lees net gou die laaste paar verse van Psalm 1, voordat ons oorgaan na die 2 liedere toe. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Dit is die groot sy van die saak, daar kom 'n oordeelsdag. En dis wat die woord sê, die sondaar, as ons teruggeval het, as ons weer op daai punt kom, om onsself, dat ons weer geklassifiseer en gesien kan word as 'n sondaar, selfs die sondaar self, en die oordeeldag sal hy nie staan nie, want die oordeelsdag maak skeiding, want die trompette gaan blaas, en ons het die week geleer, wat is die doel van die trompette, die fees van die trompette, wat hulle in die Ou Testament gedoen het, was om die
pad voor te berei vir die versoensdag. En wat het dit gedoen? Dit het die sonde, die ongeregtigheid van die mens geopenbaar. Hulle moes 'n bewussyn begin kry het van hulle sonde wanneer hierdie fees van die trompette plaasgevind het. Daar moes 'n vergadering gekom het, daar moes 'n bewuswording gekom het van my lewe is nie reg nie, ek het vergifnis nodig. En dan net daarna was die versoendagfees ook gewees waar hy versoening kan plaasvind. Nou kan dit 24 ure dag, elke dag van jou lewe plaasvind. Nie net een keer 'n jaar by 'n sekere kerk meeting nie. Nee, dit is nou in jou binnekamer. Dit is daar waar God die hart sien. Jou binnekamer is ook jou hartskamer. Jy kan in 'n kar ry, jy kan in die bus ry, jy kan in die publiek wees en jy kan nog steeds gemeenskap hê met jou Vader in jou binnekamer. Maar dit is goed baie keer om aan een kant tyd te sit, alleen ergens te kom, fisies ook, om net jou aandag ten volle by die Here te kry, sodat hy strome van lewende waters ook in jou lewe kan deurbreek. En so kan jy jou roeping en jou verkiesing vasmaak. Kom ons luister na die twee gunsteling, the Lord's Prayer van Kathy Albertini en wandel in die roeping van Bakkies daar in Polokwane. Kom ons kyk gou eers na the Lord's Prayer. Master, teach us to pray. Your Father knows what you need. Do not babble empty words. Pray like this. My Father, you are glorious, powerful, mighty in deeds, rich in love, merciful, forgiving, compassionate. My heart open, accepting your kingdom, knowing your will in heaven, I will do on earth. Give me the bread I need, the bread of life, your holy word to live by. My Father, you are glorious, powerful, mighty in deeds, rich in love, merciful, forgiving, compassionate. Father, my sins are so many, forgive me. I forgive others. You have forgiven me what I could not repay. My Father, you are glorious, powerful, mighty in deeds, rich in love, merciful, forgiving, compassionate. I know you would not lead me to sin. Jesus Christ was sent to deliver me from evil. I know my own desires makes me sin. Forgive me, Father. My Father, you are glorious, powerful, mighty in deeds, rich in love, merciful, forgiving, compassionate, forever and ever. Amen.
heen en weer soos 'n riet. In die wind word hy nie beweeg, standvastig, onbeweeglik, vervul sy roeping. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid, word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid, bly nie 'n kind, groei tot 'n man, in een geloof, in liefde volmaak. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid, word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid, ondersteun deur Jesus, hoof van die liggaam. Hy gee wat nodig is om mekaar te help in liefde. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid, word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Jesus onbeweeglik, steur omheen, leer in waarheid, vervul sy roeping, volmaak in liefde. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid, word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Wandel in jou roeping, in liefde met sagmoedigheid, word nie heen en weer beweeg, soos golwe, elke wind van lering nie. In liefde hou vas aan die waarheid. Ja, dis 'n groot ding, en liefde hou vas aan die waarheid. So sê mense, as die mense die waarheid het, mens leef dit in liefde uit nie. Dit is 'n groot sy van die saak van die Here. 'n Mens moet leer, as jy tot sekere onnigteringe kom in jou geestelike lewe, kyk, dan is 'n mens soos 'n bulldozer wat net op almal al wil afkom, maar tog daai liefde moet daar wees, hy sagmoedigheid, hy nederigheid moet daar wees, sodat mense ook die evangelie kan aanneem. Jong, die vorige lied, Lord's Prayer, dit is nou Matteus 6, waar die Here Jesus geleer is, Johannes 17 nie, maar nietemin, Johannes 17 is ook waar Jesus vir jou gebid het, wat 'n groot bemoediging is. Dankie, my en Petrus se gunsteling liedjie, as ons die liedjie kan verstaan, gee dit baie standvastigheid. Dit is so bakkies, goeiemôre daar so, in Polokwane ook vir julle, dit is 'n geweldige groot saak. En ek moet sê, as 'n mens so na die lied luister, en dit is 'n groot saak, baie keer as 'n mens wil mismoedig raak en sê, Here, U woord leer vir my, ek moet my roeping en verkiesing vasmaak. Ek moet besef waaroor gaan my lewe. Ek moet besef waar gaan die roeping. Ek moet verstaan, die dag toe ek my lewe met U reggemaak het ek 'n vyand van hierdie wêreld geword, want hierdie hele wêreld is in die mag van Satan, in die mag van die bose. En ons kan net ons lig laat skyn, sodat mense getrek kan word.
wat ons baie keer doen, en ek is baie skuldig daaraan gewees, en die Here help my, jy wil hy lig wat jy het, wil jy vat, dan gaan brand jy eintlik die aanhou, kom uit op die kere, kom, jy gaan brand om met die lig, dan hardloop hy weg, hy vuur, want die lig in die Ou Testament, vroeger jare was mos 'n fisiese vlammetjie gewees, so jy wil daar ou eintlik gaan brand, nee, jy moet nie die lig wees wat skyn, die persoon sal getrek word, en dit is wat die Here Jesus sê, dat die Vader trek, God voorsien nie, die Gees doen die werk, en deur middel van sy liefde, genade en barmhartigheid, trek hy die mens, hy gee vir die mense ewige hoop, elke mens ervaar die hoop in sy lewe, maar min geen gehoor om deel te raak van die ewige hoop, en dit is wat ons as kinders van die Here moet doen, ons moet die heeltyd voor die aangesig van die Here wees, sodat ons op 'n plek kan kom, dat hy lig kan skyn, dat mense getrek kan word. Baie keer sal iemand sommer uit die nietheid met jou geselsie handknoop. Kom maar sê aan die winkel of waar ook al. Uit die nietheid sal iemand 'n geselsie handknoop. As dit gebeur, dan bid ek altyd in my hart, waar ek sê, Here, is hierdie die geleentheid. Partykeer is dit, partykeer is dit nie. Partykeer is sommer net so vinnige flash and go, daar gaan jy, maar baie kere, as 'n mens net vir 'n oomblik kan stil raak vir die Here, en die persoon, ja, nee, wow, ek hoor wat jy sê, en dan die volgende oomblik kan jy iets van die Here ook oorbring na daai persoon toe, sodat sy siel gered kan word. Wat so baie mooi is, dit is nou Ria se tweede gunsteling, Hart wat kniel, dit is ook vir my 'n baie mooi lied. So dit gaan nie, waar die oorsprong van hierdie lied is, dit gaan nie oor die posisie waarin jy is, wanneer jy moet bid nie. En ek weet, daar is 'n hele saak oor dit al oor die jare ook al gepredik, jy moet staan, jy moet jou hand op 'n sekere manier, dan ontvang jy 'n blessing so en so en so en so. Dit het jou handgebare het niks daarmee te doen nie. As jy jou hande in die lig wil opsteek en die Here net wil loof en prys en jou hande wil klap, asseblief doen dit by all means. Maar mens kan ook hande klap en dit kan ook niks beteken nie. Baie keer is jou opgewondenheid so groot in die Here, jou liggaam reageer volgens die opgewondenheid wat in jou siel is. So kom ons luister hier na die mooi lied, Hart wat kniel. Laat jou hart om neerbuig voor die Here, 'n hart vol lof en dank in die vrees van die Heer. Ewig en altyd loflik voor hom, dien hom met alles wat jy is, dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, maar enige plek, enige manier, enige tyd, voor sy aangesig. Laat jou hart om neerbuig voor die Here, 'n hart vol lof en dank in die vrees van die Heer. Ewig en altyd loflik voor hom, dien hom met alles wat jy is, dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, voor sy aangesig. Nie net 'n knie wat kniel, nie net 'n knie wat kniel, dien hom met 'n hart, vol lof en heerlikheid. Jy is, dien hom met 'n hart, nie net 'n knie wat kniel, met 'n volkome hart voor sy aangesig. Dien hom met alles wat jy is, dien hom met 'n hart,
voor sy aangesig. Ja, dit is 'n groot ding. God ken die hart en omdat die mens, die gees van die Here die mens die hele tyd oortuig, wil hy op 'n ander manier van daai oortuiging ontslae raak. En dit is, as ons kyk in die Ou Testament, die tye van Jesus, het hy gekom en hy het vir eerste keer, dit is wat Johannes ook kom bedien het hy eerste keer 'n evangelie kom verkondig wat die hart aangespreek het. Nou, omdat die mensie sy streke wil het los en hy weet sy hart is nie reg voor God nie, wil hy weer uiterlike dinge doen om hom in regstelling voor God te bring. Nou, niks wat ons uiterlik doen, kan ons in guns by God bring nie. Maar wanneer jou hart voor God reg is en jou uiterlike dade is reg, dit is perfect, maar dit begin by die hart. Nou, omdat die mensie sy streke in sy hart wil los, wil hy bly uitkom by sekere uiterlike dinge, as ek nou so kniel en so staan en so doen, en die vlaggie en daai dag Sabbat en so en so en so en so, en dan is ek reg voor God. Dis 'n Ou Testamentiese denke, wat net die dade aangespreek het. En dis hoekom mense baie keer die evangelie verwerp, want hy wil nie sy dinge in sy hart laat staan nie. Nou die groot sy van die saak is, die dag as ons besluit, ons maak ons lewe met die Here reg, en ons sorteer ons lewe met hom uit, moet ons verstaan, hy lei ons uit. Hy lei ons geestelik uit, sodat ons hart, ons siel, ons alles kan verander. Dan alleenlik kan ons werklik op die Here vertrou, want dis wat hy sê, as jou hart besny is, dan kan jy eers die Here lief hê en lewe. Kom ek kyk hier na kommentaar, so mooi, en waar prys die Here, verder sê die lied, leer 'n mens wat is opregtheid so eenvoudig, amen, 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 dit is 'n leerproses, sê Sandra, ek het dit ook gedoen, ja, nee, gelukkig leer ons om van beter te weet, dit is die groot ding is, Jona het nie stil gesit nie, al het hy in die verkeerde rigting gegaan, hy het gegaan, en terwyl jy gaan, kan God met jou werk. As jy net doodstil sit, kan God nie met jou werk nie, dan gaan jy net sit waar jy sit. So as jy iets doen eerder die verkeerde ding as wat jy niks doen nie, want God kan ten minste dan met jou begin werk. Okay, daar het ek alles gelees, yes, net sê op 'n tydjie is die Engelse weergawe beter, en die ander keer is die Afrikaanse weergawe van die lied baie beter, daar sê, ons ploeg in hoop, ek gaan nou so 'n bietjie heeltemal terug na die kommentare te onkruid, die dwaase maagde, die wolwe tussen die opregtes, God ken die hart, dit is 'n feit, daai het ek al gedoen, Lydia en so aan sy kommentaar het ek gelees. Nou ek gaan afsluit met 2 liedjies, Reg en reg, vertrou op die Here, en hy lei jou uit, dis beide ook nog gunstelinge van Anneke, en dit is wat almal sê, jy kan naderhand nie besluit nie, en Anneke daar in Vredendal, so ons gaan bietjie na gunstelinge luister, vertrou op die Here, hy lei jou uit, geestelik uit, en as 'n mens dit kan verstaan, kan ek vir jou sê, jou geestelike lewe het ook baie meer erns en diepte en gesag, né? Ja, dit is so mooi, ek ry werk toe in erge mis, maar dit is 'n lekkerte so in die hemelse plekke. Ons bid Rwanda, dat die Here jou ook sal bewaar. Ons ken die mis in hierdie wêrelde, joh, hy kan dik raak, dit is al soos in die Oos-Transvaal en plekke, ander dele in die land ook, joh, het kan daar in Pietermaritzburg, daai dele, joh, kan verskriklik mistig raak, hierso kan dit net so mistig raak. So ons bid Rwanda, dat die Here jou weer ook reguit sal maak, en dat jy sal veilig uitkom, waar jy moet uitkom. Nou ons sluit af met 2 liedere, vertrou op die Here, en hy lei jou uit. So kom ons gaan eers vertrou op die Here vandag in alles, en verstaan hy lei jou geestelik uit. Kinders van God, vertrou op die Here, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skuld. Afgoede van goud en silwer, werk van mense, hulle het 'n mond maar praat nie, oë maar sien nie, ore maar hoor nie, neus maar ruik nie, hande maar vat nie, voete maar loop nie. Kinders van God, vertrou op die Here, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skuld.
wat hemel en aarde gemaak het, ons sal hom prys van nou tot in ewigheid. Kinders van God, vertrou op die Here, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skuld. Hy is hulle hulp en hulle skuld. Kinders van God, vertrou op die Here, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skuld. Hy is hulle hulp en hulle skuld. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord. Koninklike brood, hemelse brood. Volk van God, leer uit jou druk. Jy het honger dors gekry, leer om te leef van elke woord van God. Koninklike brood, hemelse brood. Manna voorsien hy, dat jou siel kan leef, jou siel versadig hy met wettigheid, rykdom, skatte, water uit die rots. Versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Verlustig jou en hom in sy woord die rots, so kom die ware manna uit die hemel, laat die siel geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood.